Jesus Kers, Immanuel, goed met ons, so ons gaan dit heel iets te doen. En daarna gaan ek vanaf te praat ons weer die afkondigings te doen, die families en so aan. So, maak jou gedagte skoon, en dat Jesus Christus ook die lig is in ons lewe. En soos hy ons beloof het, Immanuel, goed by ons. Goeiemôre allemaal, is julle nou allemaal wakker? Baie welkom hier in die huis van die Here. Ons is maar mens, ons gaan baie intieme diens hê, maar ek glo ons harte klop allemaal warm. Dit is vanoggend vir ons baie hartseer om bekend te maak dat Shanti Leroux Vrydagnag oorlede is. Ons wil graag vir Loretta, die kinders en die kleinkinders, baie sterkte toewens. En ons hoop en ons bid dat Jesus self hulle trooster sal wees en dat hy hulle sy vrede sal skenk. Dominee Pieter is met verlof, die sal 17 Januarie weer die diens lei. Kontak asseblief vir Christian. Indien daar nood is of enige van die gemeente verteenwoordigers. Die kerkkantoor is gesluit en open weer op die 4de Januarie. En dan is die 2021 kalenders is beskikbaar na die diens in die konsistorie en dit is teen R30 elk. Daar sal geen oudejaarsdiens wees op 31 Desember nie. En daarom gaan ons vandag die gedenkkerse aansteek vir geliefdes wat afgesterf het. Dit is vir almal vir geliefdes verloor het deur die jaar wat verby is. Maar indien daar enige iemand is wat dit op hulle hart voel met gedenkkersie aan te steek vir hulle geliefdes, wanneer dit ook al gebeur het, is julle welkom om dit te kom doen. En dit sal gebeur direk na die afloop van die boodskap en daarna sal die slotlied gesing word en die seën uitgespreek word. Ons moet ook asseblief vra dat julle die siekes in ons gemeente op julle hart dra en aan hulle dink in julle gebede. Hulle is Rita Esterhuizen, Tina China, Anna de Beer, Magda Swanepoel, Ellie van der Rijn, Gert Buitendag, Annetjie van Gent, Lenet Rautenbach, Thijs Passon en Christa Maas. En ons het net 'n paar mensies wat verjaar in die week wat kom. Ons bid dat hulle die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke dag in hulle lewe sal ervaar. Op die 27ste verjaar Jacques Eels en Melinda Vereen, op die 28ste Erik Beroe, op die 29ste Dries Tineke en Elmore Molte, op die 31ste Annetjie Jacobs, op die 1ste Diana Rood en Chantal Spies en op die 2de Kili de Klerk. Dit is dan al afkondigings vir die week. Polly gaan nou vir ons voortgaan met die gebed vir seëning. Goeiemôre. Ons elke Sondag is daar een van ons seëninge wat ons in gebed aan die Here opdra. Maar in hierdie tyd ons 'n gesamentlike gebed vir almal wat ons seëninge doen. Dit ons oorsluit asseblief. Dankie Here dat ons aan die einde van hierdie jaar hier kan staan en vir U kan dankie sê dat elke seëning wat U bestem gebeur het om in die seëningveld te gaan werk. Dankie dat U ons gemeente gebruik om hulle behoeftes te voorsien en sodoende te help om die werk te doen waar U Here roep. Dankie dat hulle in ons plek in die voorste linies van die gevegs teen die boses kan staan. Dankie dat hulle getrou is en selfs in die COVID-19 tyd om voortgaan met hulle werk en dat hulle ten spyte van die gevaarlike omstandighede waar hulle blootgestel
gestel was, nog bereid was om U te vertrou om hulle te kan beskerm. Here, daarom dra ons op met elke van ons sending na U. Bewaar hulle asseblief van die gevare waarin hulle blootgestel is. Fisies vir hulle gesondheid en geestelik dat hulle die geveg die bose magte in U naam sal oorwin. Maak hulle sterk in hulle geloof en vasberade om hulle taak te voltooi. Maak ook vir ons as gemeente getrou om vir hulle te bid en ook vir elkeen wat hulle so vir U koninkryk dien. Sien dan in hulle werk en vir ons wat hulle in gebed moet dra. Dit alles vir ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Net vir goeie dankie sê, vermagtige afkondigings, daar is nie afkondiging wat ek net vir julle wil herinner. Op die 3 Januarie, is die kalender is nagmaal, is dit uitgeskryf na Februarie. So, ons gaan agter Pieter terugkom, ons gaan graag voorstel om te oor die tafel. Voor ek praat, dan ek sê 'n bietjie van ons sê, hy is van Bittervier, miskien is al van julle wat hom ken. Hy is nie onbekend in die Laagveld nie. Ek dink julle ken hom. Kon ek hom sê baie dankie, dat hy sy reg opgesien het om vir 2 sondae te probeer. So dat julle dit het op sy hart is, vir ons in die gemeente, dat oordra. En daarvoor ons baie dankie. Ek weet nie of ek klink nie of anders bedaar op my hallo aan. Baie dankie vir die bekendstelling. Baie dankie vir die gemeente. En dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Dis lekker. Ek moet myself baie keer om wysend te kan en ek is wel op die Laagveld om af te los en nie te help, maar ek is op vakansie gaan nog af na week. So dis 'n voorreg om so by verskillende gemeentes te kom. Mag julle vanoggend ook regtig ek wil sê van die teenwoordigheid van Here en dat ons hier is vir net een doel, dit is dat sy naam verheerlik kan word en toegerus kan word en net 'n geleentheid kan neem om so in sy teenwoordigheid te maak. So kom ons maak stil en ons begin hier die Here iets so in sy naam. Ons wêreld soos in die skoot van Maria en op al die vergete plekke soos ook in die stal van Bethlehem. Kom Here Jesus. Bring hoop in die lewe van armes, bring omsigtigheid in die lewe van magtiges, bring rus in die lewe van vermoeides, bring onrus in die lewe van oorgerustes. In ons lewe en in ons verlange, wie en waar ons ook al is, kom, Here Jesus. Amen. Liewe gemeente, ek bid vir vanoggend genade en vrede vir julle van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here, wat gekom het, wat hier is en wat weer gaan kom, en ook aan die van die Heilige Gees, wat ook op hierdie dag God se hoop, vrede, vreugde en liefde tot ons harte wil laat leef. Kom ons sing 'n loflied tot eer van die Here of 2 van hulle. Ons gaan 344 vers 1 tot 3 sing, as ook 345 vers 1 tot 2. Kom ons sing dit tot eer van die Here. Amen.
vers 1 af, en dan kan ek net so 2 verse ook uit Romeine 13 lees. Johannes 1 en Johannes 13. Johannes 1 wat natuurlijk een bekende gedeelte is, dat ons al baie gehoor het, ek dink dis waarskynlik 1 vers wat is van ook herken. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self. Dis een bietjie met dit kyk en ook 2 verse in my. Kom ons raakstel, ons dit saam voor ons die woord van die Here. Here God, ons loof en prys U, dat U die grote God is, die almagtig. Dat U in U genade en liefde, U seun, Jesus Christus, gestuur het na hierdie wêreld. Dat hy kon leef het, wat U van die begin af in gedagte gehad. Die beginsels, die etiek, die werkswyse van mense in die koninkryk van God. Dankie dat hy vir ons die pad kon wys het, nie net om die eeuwige lewe te kry, maar ook om in hierdie lewe te kan leef, soos burgers van die koninkryk van God. Ons loof en prys U vir die wysheid, die grootheid, vir die feit dat U teenwoordig is, dat U nog nooit en ook nooit sal die wêreld en dit wat waarom U begin het in ons lewens ooit sal ervaar. Ons loof en prys U dat U ook die Gees gestuur het om God met ons te wees, om hier onder ons te ontwoon, by ons te wees, om vir ons elke dag te lei in die woord en in die waarheid. En Here, wanneer ons nou ook die woord oopmaak, dan is dit ook ons woord. Dat die Gees van God ons sal lei in die woord en die waarheid. Daar is soveel conspiracy theories en mense wat vir ons wil bang maak met allerhande dinge en allerhande goed wat gesê word. Elkeen maak staat daarop dat hy 'n kenner is. Daarom so dankbaar dat U vir ons die woord gegee het. As daar een kenner is oor die lewe, oor alles in die lewe, dan is dit U. En U wil vir ons deur die woord en die Gees dit openbaar. Die kuns van die lewe en die koninkryk van God. Maak dan ook vanoggend se woord oop en die Here spreek deur U woord. Sodat die naam van die Here. Amen. Ons lees dan Johannes 1 tot vers 14. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom. En hom was daar lewe, en die lewe was die lig van die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon. Hy was self nie die lig, maar hy was van die lig getuig. Die ware lig, dat elke mens wat lig was en kom na die wêreld. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy was eie om te gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. Maar almal wat hom aangeneem het, die wat hom glo het, die weggegee om kinders van God te word. Hulle is dit nie van nature nie die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. En ook in Romeine 13 met vers 11 en 12, en dit alles is nodig, omdat julle weet hoe laat dit al is. Die uur is reeds daar dat julle uit die slaap wakker word, want die tyd van ons finale verlossing is nou nader as toe ons tot geloof kom. Die nag is byna verby, dit is amper dag. Laat ons dan ophou met die werke van die duisternis en laat ons die wapens van die lig
Nou, liewe gemeente, ek seker van baie van die ken al die gesegde wat, en skielik toe ek daaroor gedink het, terwyl ek voorbereid het, gedink is 'n nuwe gesegde, en toe besef ek, dis nie meer so nie, want ons gebruik het al baie jare. Maar ons het so gesegde dat as dinge verkeerd loop, nou goed verkeerd loop, dan sê ons baie keer, dis nag, of dit was nag. Hierdie gebeurtenis, dit was nag, jy moes dit gesien het. Dis nag. Die meeste van ons het dalk ook die jaar wat verby is, hierdie woorde geuit. Veral toe ons die nuus gehoor het van die COVID-virus wat gebreek het en wat ons lewe kom verander het. Of toe ons dalk die inperkingsbevel gekry het, of 'n paar maande later, en ons net nie meer 'n normale lewe beleef nie, het ons dalk vir mekaar gesê, dis nag. Dis net nie hoe die lewe moet wees nie. Vanoggend wil Paulus en Johannes ons miskien ook op 'n ander manier weer laat wakker word uit ons COVID slaapheid en ons daaraan herinner dat die lig het verskyn. 'n Lig wat Johannes skryf en sê die duisternis kon dit nie eers uitlig nie. Dis vanoggend eerste Sondag na Kersfees. In 'n jaar wat die meeste van ons kragteinde sal wil sien. Die meeste van ons hoop dat hierdie jaar so gou as moontlik kan verbygaan. Maar wat beteken dit vir my en jou, dat selfs hierdie chaotiese jaar van 2020 ook 'n Kersfees gehad het? Wat beteken vir ons dat ons in hierdie tyd, waar ons nou leef, ook weer met die epifanie in Januarie, dat ons herinner daaraan word dat 'n lig die kom verskyn, dat die duisternis nie van my leef. Die nag waarin ek en jy ons soms bevind, in daardie nag het die lig gekom, en dit finaal kom begin. En in 'n sekere sin wil Paulus op 'n ander manier vir ons ook herinner daaraan, en vir ons eintlik wil oproep, en vir ons wil sê, word bietjie wakker, staan op. Die lig is op ons. Dis nie meer nag nie, dis nie meer donker nie. Die lig is op ons. Word wakker en sien dit raak. As jy mens kyk na die Johannes Evangelie, dan begin sy evangelie oor hierdie gebeure van die koms van Jesus Christus heeltemal anders as al die ander 3 evangelies. Matteus byvoorbeeld begin sy evangelie veral om te wys dat hierdie man wat gebore is, op wie hy nou gaan skryf, is die man wat uit die geslag van Dawid afkom. En dan het hy 14 geslagte en weer 14 geslagte op by Dawid, waar hy presies verduidelik en wys aan enige Jood wat vir hulle was dit baie belangrik dat hulle die geslagslyne kon ken, kon verstaan. En daarom is dit Matteus se werk om vir hulle presies te wys dat oor wie hy skryf, is nie maar sommer net nog iemand nie, maar die een wat verwag is, die Messias, die lang verwagte Messias. Maar Johannes begin anders te. Johannes gaan daarom nie by die geslagslyn van die Jode van 'n egte Israeliet nie. Hy gaan nog verder terug. Trouwens, hy gaan nie eens terug na Adam en Eva toe nie. Hy gaan nog verder terug na die begin van die skeping. Toe God nog gekyk het en gesê die aarde is woes en leeg, en begin skep. Johannes gebruik begrippe hier wat vir ons nou al bekend is, want ons ken die logos en die eerste paar verse uit ons kop uit, maar vir die Jode en vir die lesers van destyds sou dit baie bekende begrippe na vore gebring. Die lesers van destyds sou woorde en konsepte wat Johannes gebruik, reg deur sy evangelie, maar veral hier in die begin, sou hulle baie spesifiek daartoe gelei het om iets te verstaan van dit wat hy graag sou wou skryf. En hy skryf in die evangelie, sodat mense kan hoor en kan verstaan dat die Jesus wat geleef het onder hulle, was werklik die Messias die gestuurde. Die Grieke byvoorbeeld sou, wanneer hulle die woord logos gehoor het, in die eerste paar verse, sou hulle dalk onmiddellik gedink het, maar wag, daar was 'n Heraklitus gewees wat 600 voor Christus ook gepraat het van die logos, en hy het dit genoem die iets wat orde skep vanuit die chaos uit.
Ander Grieke sou gesê, nee, maar wag, ons weet dat die filosofe praat van die logos as die wysheid, die konsep van wysheid. Die Jode sou ander goed gebeur het, as hulle hier die eerste paar verse van Johannes Evangelie gelees het. Hulle sou onmiddellik die woorde herken, omdat vir hulle die Ou Testament baie belangrik was. Hulle het die Ou Testament bykans uit hulle kop uitgeken, omdat hulle so in dit geleef het in die profete en die Torah, die eerste 5 boeke geken het en dit moes bestudeer het. So as hulle gehoor het, en dan in die begin was die woord, dan sou hulle onmiddellik 'n klokkie gelei het vir hulle van, maar wag, so begin Genesis hier ook. En hulle sou onmiddellik teruggeroep geword het na die skepping. En dis wat Johannes wil doen. Hy wil die lesers daaraan herinner dat hierdie man net 'n man, die kind van Maria en Josef is, maar dat hy die Jesus is, wat al in die begin al reeds daar was. Trouwens wat nie in die begin geskep is nie, maar wat voor die begin reeds by God was. Hy was reeds in die begin by God. Ja, maar God het daarom geskep, so hy het seker net langs hom gestaan, of daar nie daar rond gewees. Nee, alles het hierom tot stand gekom. Ja, nee, enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom. Baie mense het verhandelinge geskryf oor van wie praat hulle nou hier? Is dit nou Jesus of is dit nou God die Vader? Die hele eenheid is 'n begrip wat vir ons menslike verstand nie altyd maklik verstaanbaar is. Die punt wat Johannes wil maak is, wat jy ook al daarvan wil sê en dink, dat hierdie man wat gebore is, in 'n stal in Bethlehem, kom van God. Het die intiemste verhouding gehad met God, met die God van die voorvaders, met die God wat van Israel, wat hulle gelei het, wat hulle beloof het, daar kom 'n verlosser. En dis hy wat hier aan die kom is. Hierdie begrip is ook vir 'n Jood onmiddellik herinner aan hulle woestyntog. Wanneer hy daarop op 'n stadium skryf en hy sê, hierdie mense het, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Die Griekse woord wat gebruik word is dat hier hy eintlik tent opslaan onder ons. En die Jood so dadelik gehoor het, o wag, maar die tent van ontmoeting was ons God se teenwoordigheid by ons al die eeue heen. Dis wat Johannes wil doen. Dat hulle sou verstaan dat hierdie man is een wat van God kom, wat ja, sy tent kom opstaan het onder ons, wat sy teenwoordigheid, wat die teenwoordigheid van God hier by ons en met ons is. En dit doen Johannes alles om die grond te lê vir die res van sy evangelie. Begrippe wat hier na vore kom van die woord en die logos en wie Jesus is en wat sy oorsprong en sy ontstaan is, maar veral ook die kontras tussen lig en duisternis wat hy gereeld na uitbring. En dis hoe Johannes meesterlik sy styl gebruik om die lesers van hierdie boek, van hierdie evangelie van hom, te laat verstaan dat die koms van Jesus Christus het die wêreld verander. En die wêreld sal nooit weer dieselfde wees na sy geboorte. En dit was het. Die hele wêreld was nooit weer dieselfde voor die geboorte van Jesus Christus nie. Of jy my ken of nie, die wêreld het verander na die koms van Jesus Christus. En dis waartoe ons opgeroep word vanoggend ook. Ook wanneer Paulus dan skryf in Romeine en hy sê word wakker, dis nie meer nag nie. Want vir elke Jood was dit nag gewees. Die Romeine was besig om hulle lewe vir beslegging te maak en suur te maak. Dit was nagvolle gewees. Hulle was nie vry nie. En hier kom Johannes en hy sê, die lig het kom skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit uitloop. Meer as dit, in hom was daar lewe. God se lig het kom verskyn in die duisternis. En niks kan dit ooit uitloop. Ook nie 'n virus wat ons lewens versuur en swaar maak. Dit mag dalk nag wees, dit mag dalk lyk as dit nag is. En ja, daar's hartseer, daar's pyn en daar's gevolge van hierdie goed.
Maar agter dit alles staan die konsep, staan die feit dat die lig het verskyn. Die duisternis kan dit nie uitloop. Wat probeer, maar wat kan dit nie uitloop. Nie eers die dood van Jesus Christus kon dit uitloop. En dis die tragiese en die ironiese, is dat Johannes dan ook skryf en hy sê, hy het na sy eie mense toe gekom. Die een groep mense wat ons gehoor het en verstaan het en hom aanvaar het, en wat ons gesê het, amen, hier is die Messias. Jy het nie gehoor en verstaan het. En al manier wat hulle kon uitdink om hierdie lig te verwyder was om hom dood. En selfs nie eens die dood om hierdie lig uitdink. Daar was nog nooit weer iemand wie se dood ook nie is die lig kon uitdink. Dis Jesus. Dis die geboorte van Jesus. Hy is die bron van die lewe. Wat nie net teenwoordig is, en teenwoordig was by die skepping nie, maar deur wie niks en niemand ooit bestaan het nie. Hy is ewig, lewengewend en lewend, en wat ek vandag, te midde van 'n virus, en baie seer en hartseer, hier is en die nag, daghou. Hierdie tyd met die gemeente, eerste Sondag na Kersfees, en die volgende paar Sondag, wil vir my en jou daarin herinner. Dit wil ons oproep om wakker te word, om net weer te sien, weer te besef, weer raak te sien, en te besef dat wat hier gebeur het, is dat Jesus het sy woning kom maak, hy kom diep opslaan hier tussen my en jou. En wat 'n verskil dit kom maak met my en jou. Ons vier dit elke jaar is dit vir ons lekker en elke jaar sit ons die kerk vol met Kersfees. En baie keer kry ek al die idee dat ons hier teen Februarie, Maart het ons lankal dit nou weer vergeet. En dan sloeg ons en sloer ons weer voort in die duisternis en in die nag. Kersfees, net na Kersfees, word dalk net weer vir ons 3 jaar vra. Maar wat 'n verskil kom maak dit in jou lewe dat die lig verskyn? Wat 'n verskil het dit kom maak dat die lig die nag laat verdwyn het? Ook die nag in my huwelikslewe, ook die nag in my werk, ook die nag in my ekonomiese omstandighede, die nag in die kerke en in die gemeentes, die nag in die hospitaalbed, al veg dit om te bly lewe. Teen die virus. Wat 'n verskil maak dit vir jou? Dat lig verskyn nie net die lig nie, maar die lig wat die duisternis nie eers kon uitdoof, nie eers mee doen. Wat 'n verskil maak dit met jou? Die tweede ding wat dink ek so tussen die lyne gesê word, wat Paulus veral in sy gedeelte wat ons gelees het daar na vore bring, is amper soos vir die oorlogsverklaring. Dis waar, ons kan vir mekaar sê, ons kan die feit erken dat die lig kan nie deur die duisternis uitgedoen word. Maar Paulus wil amper vir ons ook daar patent maak dat daar 'n ander deel van die muntstuk ook is. Dat daar 'n deel van die muntstuk is waar hy vir ons sê, die duisternis gaan ook nie sommer net self verdwyn nie. En die duisternis gaan ook nie sommer net besluit nie wat goed, ons gehoor, ons gaan maar verdwyn nie. Die duisternis gaan nog probeer om dit nag te laat wees in ons lewens. En Paulus het ook iets daarvan wakker maak met die Romeine, en hy sê, word wakker, staan op. Trek die wapenrusting aan. Om wat te doen? Om die nag te laat verdwyn. Of kom ons stel dit anders. Dit is lekker om te weet dat die lig verskyn en die duisternis kan dit nie uitdoof nie. En dit is lekker om dit vir myself te eien, soos wat ons veral vers 12 goed ken. Almal wat op aangeneem het, die wat om glo dat die regte kinders van God te word, ons neem dit vir onsself, ons gaan sit, ons dink, jy gelukkig is ek gered. Paulus wil dan vir ons sê, ja, dis wonderlik, en jy mag het vir jouself toe eien. Maar daar is ook nog ander wat in nag leef. En vir wie die duisternis nog 'n baie sterk groot realiteit is. En iets van dit is ook ons nodig.
om die lig te laat indra, daar waar dit die nag is in mense se lewens. Daar waar mense geen lig meer in die tunnel sien, waar hoop en lewe verdwyn het, waar finansies en finansiële posisie en werk wat toegemaak het en werk verloor het, of iemand wat dood is aan COVID, wat ook al die omstandighede is, daar waar mense in sat en as sit en dink, dit is regtig nag, die duisternis het aangebreek, die lig is uitgedoof in my lewe. Daar is dit juist ek en jy, wat in hierdie tyd vir mense weer kan sê, ja, die lig het verskyn. Die lig wat die duisternis nie kon uitdoof nie verskyn. Daar is weer hoop en lewe. Daar is 'n lig in die tunnel. Die lig wat verskyn in die Logos is die lig in die tunnel. Hy het verskyn. Daarom wil ek afsluitend sê, ons gaan die laaste paar dae van hierdie jaar tegemoet. Die jaar wat meeste van ons dinge gesê het, waarskynlik so gou as moontlik verby hê. Maar die sterk is dat ons weet nie eens of die volgende jaar met dit beter gaan wees nie, want het lyk vir my dat ouwe die nuwe lewe gekry en die staan op en gaan voor. Wat ons mekaar vandag kan sê is right. Want al kom daar die duisternis die nag oor ons lewe, dit kan nie die lig wat gekom het uitdoof. God het mens geword en onder ons kom voor. In hom was daar lewe en die lewe was die lig vir die mense. Het onder ons kom woon vol genade en aard. Dit was nag, maar daar is 'n lig wat verskyn het, wat nie gedoof kan. Maar dit ook vir ons lewe die nag laat verdwyn, die dag laat word, kan ons ook in iemand anders die lig laat verskyn en ligdraers wees en vir hulle weer nuwe hoop gee. Ten spyte daarvan dat ons nie weet hoe die jaar in die toekoms gaan lyk, maar net die wete dat ons vier die Kersfees en ons gaan volgende jaar weer die Kersfees vier. Wat ons wil herinner aan dat die lig net verskyn waarvan die duisternis of enige iemand of enige virus nooit sal kan uitleef. Leef en gaan laat leef. Amen. Here Jesus, U het mens geword en onder ons kom woon. En alles getuig van U teenwoordigheid, dat U die tent kon opslaan en hier op U laat. Dat U kom mens word het en dit kom beleef het wat ons elke dag beleef. Dat U nie maar net vanuit die hemel uit gesit het en vir ons gewys het hoe die lewe in die koninkryk van God behoort te lyk en geleef kan word. Dat U in werklikheid afgekom het en hier kom woon het. Ons pyn kom voel het. Ons frustrasies, ons nag kom ervaar het. Dat U die lig gebruik het. Soos hy sê, in U was daar lewe. En die lewe is die lig vir die mense. En ons weet dat die nag nie met die lig eensklaps gaan verdwyn, ook die volgende jaar. Dat er amper 'n geveg is om die nag te laat verdwyn, om die lig te maak in mense se lewens. Dis wat ons in. Ons weet daar is baie mense wat vandag voel asof daar in geen manier 'n lig in die tunnel kan wees. Maar ons wat weet, kan vanoggend ook nie net vir onsself, maar ook vir hulle sê, maar weet 'n lig verskyn. En was leer. Ek onder ons kom voor. Hy gaan en het en sal nooit vertrek, verhuis.
Selfs nie eens die dood kon hom wegneem. Hy is Immanuel, God met ons deur die Heilige Gees. Ons loof U daarvoor. Dankie dat U ons telkens daaraan herinner. Ten minste eenmaal 'n jaar daaraan herinner. Dat die lig weer verskyn. Herinner ons volgende jaar nog meermaal daaraan herinner. Dat U verskyn het en dat U hier onder ons ontmoet. En help ons op ons klein verskillende maniere. Al is dit net 'n kersie van hoop na ander mense lewe te bring. Lig te bring waar daar nog duisternis, wanhoop en donkerte is. Seën elkeen van hierdie gemeentelede dat hierdie laaste paar dae van hierdie jaar moet deurgaan. Sommige baie bly, sommige bekommerd, sommige hartseer. Seën hulle die nuwe jaar, Here, met hoop, met krag, met die wete dat U is die lig vir die mense. U is die gewillig. Selfs nie is die dood om die weg neem. Seën hulle en hulle werke en dit wat hulle mee besig is. Seën die gemeente en al die bedryfsheid by die gemeente. En mag hierdie gemeente ook 'n lig indra in die duisternis van mense se lewens bestaan. So koninkryk van God kan kom. Amen. Sit af aan die wêreld. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here en Verlosser. Amen. Ek wil nou die gemeente kans gee vir enigiemand wat graag wil vir hom 'n Kersboom opsteek. Dit is baie gepas, hè? Om die lig om aansteek in die duisternis van ons lewe. En in die duisternis van die hartseer van iemand wat afgestel het. Maar miskien wil jy ook sommer net 'n lig om aansteek vir die nuwe jaar. Vir 'n herinnering aan dat die lig het verskyn. En niemand kan hom uitleef.
Ons slotlied vanoggend is Liedboek 329. Ons sing 329 as ons slotlied vanoggend. Liewe gemeente, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van sy Heilige Gees, die teenwoordigheid van die lig wat duisternis nie kon uitdoof, die sal met u wees en met u bly van nou af tot